Markus 12 vers 30 sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. Wanneer ons die woord geldeenheid hoor, dink ons dadelik geld. Maar het jy al ooit gewonder wat die geldeenheid van die koninkryk van God is? Wat vind God waardevol in ons lewens as 'n hemelse geldeenheid? Vir die hemelse koninkryk moet jy handel dryf in die hemelse geldeenheid. Dit is wat Jesus met hierdie woorde probeer verduidelik as hy sê, jy moet die Here jou God lief hê. Dit is wat God waardeer as die koninkryk se geldeenheid. Die apostel Paulus het in 1 Korintiërs 13 geskryf dat ons intellek nie 'n koninkryksgeldeenheid is nie. Hy sê selfs, al het hy alles geweet wat hy moet weet, of as hy alles vir jou kan vertel wat niemand kan uitvind nie, sou hy niks wees as hy nie liefde gehad het nie. En as hy allerlei tale kon praat, sou hy niks wees sonder die liefde nie. En as hy groot dinge vir mense kon doen, selfs homself vir hulle kan opoffer, sou hy niks wees sonder liefde nie. Hoekom? Want God waardeer net liefde as sy geldeenheid. Jy dink dalk dat jy nie baie het om vir God te gee nie, maar dit gaan nie oor jou geld nie. Die kapitaal wat jy aan die koning kan gee, is liefde uit jou hart, jou siel, jou verstand en al jou krag. Oorweeg vandag wat jy in sy koninkryk moet belê en wees vrygewig in hierdie liefdesoffer. Aba Vader, dankie Here. Ons weet U is 'n God van liefde. Dankie Here dat ons mekaar so kan dien in liefde. Dat ons U moet lief hê bo alles en dat ons die mense rondom ons moet lief hê. Daai twee stap hand in hand. Here, ons eer U net en ons loof U en ons prys U vir die vermoë om lief te kan hê. Laat ons dit mildelik gee in Jesus se naam. Amen.